ons eerste punt net weer, geliefdes, is die volgende: gelowiges se identiteit is in Christus. As jy dit verstaan, dan weet jy, jou geveg teen die bose gebeur in Christus. Miskien is is dit vir die Bybel nie net miskien nie, dis ononderhandelbaar dat die bose 'n lewensgevaarlike vyand van die kerk is. 1 Petrus 5:8 word graag aangehaal tereg ook. Satan loop rond soos 'n brullende leeu. Petrus weet dit. Ons weet ook in 2 Korintiërs 11 vers 14, hy is nie net 'n leeu nie, maar hy is ook 'n engel van die lig, 'n vermomming. Hy kan homself vermom. Weer 'n keer, vat maar net die baie misverstande omdat mense nie altyd die skrif lees nie, rondom die sogenaamde anti-kris. Hollywood het besluit hoe lyk die anti-kris en is natuurlik glad nie Bybels nie en ons glo dit. Johannes sê vir ons baie duidelik in 1 Johannes 2 vers 18, hy sê my kinders, julle weet dat daar 'n anti-kris kom en daar's baie, want is nou die laaste uur. Dit is elkeen wat uit ons geleedere kom wat sê dat Jesus nie die Here is nie. So Johannes weet presies wie is anti-kriste. Dis nie 'n sinistere term nie, dit beteken maar net teen Christus. Né? Anti-Christus, teen Christus. Nou wie is teen Christus? Hulle wat uit ons geleedere kom. Dis mense wat uit die geloofsgemeenskap kom en Christus verloon, wat anti-Christe is. So Satan is 'n meester van godsdienstige vermomming. Jesus sê, Matteus in verskoning Markus 13, Paulus sê dit in 2 Tessalonisense 2, dat die Satan homself as 'n gruwel van verwoesting in die tempel stel. Onthou julle, Jesus sê, wanneer julle daai gruwelike ding in die tempel sien, moet die wat in Judea is na die berge toe vlug. In Markus 13. So Satan is 'n meester van godsdienstige vermomming. As daai 4 ruiters losgelaat word, nadat die seels oopgemaak word in Openbaring 5, as daai ruiters begin ry in hoofstuk 6, daai rooi perd, swart perd, vaal perd. Nou ek beloof ons sal volgende ergens daai tekste dan ergens doen in 'n Bybelskool. Maar dan is die Satan, dan sien ons as daai wit perd begin ry, dis dwaalleer. Want hy het 'n pyl en boog. Mense moet hom nie verwar, daai een ruiter op die wit perd van hoofstuk 6 moet Christus in hoofstuk 19 van Openbaring. Want Christus het 'n swaard en hierdie ruiter het 'n pyl en boog. Dis dwaalleer. Hy lyk amper soos Jesus. Hy kil jou hier, kil jou daar. So wat is die beste wapen wat Satan ooit kan gebruik? Godsdienstige vermomming. Hoekom kom hy nooit na jou toe in sy naakte prentjie nie? Want jy gaan vir jou boeglam skrik. As die rook by sy neus uittrek, as daai diere uit die see, ek raak net daan, as daai 2 diere, want ons het hierdie draak in hoofstuk 12 wat in die hemel ingaan, dis Satan, na die kind. Onthou julle, nou moet ek maar die teks kort maak en ek aanvaar julle het dit al baie gelees. Mens lees in hoofstuk 12, daar's 'n kind wat gebore word, dan is daar 'n draak. Dan wil die kind die draak verslind. Dan word die kind weggeruk na die hemel toe, dis Jesus. Gaan die draak agterna. Dan staan daar, soos die vertaling dit sê, daar het 'n oorlog in die hemel gekom, maar dis meer 'n klein opstootjie. Nou wanneer gaan Jesus hemel toe? Met sy hemelvaart. En die Satan was gewoond, hy kon nog in die hemel ingaan, en nou kom hy in die hemel in, om Jesus se oorwinningsfees te verongeluk, want die troonsbestuiging van die lam vind plaas in hoofstuk 5, en dan verhoor ons dit weer 'n keer in hoofstuk 12, Jesus neem alle mag oor, hy het mos gesê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. En nou kom hy en hy vat die boekrol uit sy vader se hand, hoofstuk 5 vers 1, 2 en verder, die boekrol wat ons sien in hoofstuk 5 vers 1 en 2, en nou bar Satan daarin, want hy kon altyd ingaan, en wat doen Jesus dan? Daar word opdrag gegee aan Michael, die aartsengel, die hoof van die engelemagte, van die hemelse weermag, om Satan te gooi. En hoe lekker is dit nie vir hom nie. Hy hop soos 'n bal, as Michael hom gooi. Gooi hom uit die hemel uit. Michael vat die Satan en verrenoveer hom en hy gooi hom uit die hemel uit. Nou Michael het al van tevore met die Satan raak geloop. In Judas brief lees ons daai vreemde teks. Onthou julle? Dat toe Satan en Michael oor die liggaam van Moses beklei het. Mense weet nie wat dit beteken nie, ons weet, maar ek wil ons jou net so lees, ek het maar altyd daar verby gegaan.
My ouma het altyd gesê, sekere dinge in die Bybel is ons nie beskore nie. Maar partykeer as jy dit maar net lees, dan weet jy later aan wat dit is. Maar ons het 'n buitebybelse boek vandag, die Testament van Moses, en ons weet wat gebeur daar. Die storie onder die Jode was dat toe Moses gesterf het op Nebo, Deuteronomium 34, het die Here, het een van die engele, die aardsengele gekom om Moses te begrawe, en toe sit Satan daar, Satan, volgens buitebybelse testament van Moses, en hy sê, jy kan hom nie begrawe nie, want hy's 'n moordenaar. En in Joodse tradisie, as jy nie begrawe word nie, het jy nie 'n nagedagtenis nie. En dan doen Michael nie wat Hollywood se engele doen. Dan begin hy met hom beklei, want Hollywood se engele is mos hier om basketbalspanne te help, en ouens laat beter voel, en ouens se honde te red, en dan raak hulle verlief op vrouens, en wat alles nie. Die ware engel van die Here, die lewende God se weermag, Michael, veg nie eens, hy is die aardsengel, die aanvoerder van biljoene engele. Hy veg nie eens in sy eie krag teen Satan nie. Hy sê, die Here sal jou vervloek. Hy beroep hom op die almagtige God. En die almagtige God het dan Moses laat begrawe, en dan met die Satan pad gee. En nou loop Satan daar in die hemel in, en die Here sê vir Michael, vat hom, en toe vat hy hom nie fliek toe nie. Toe vat hy vir hom uit, en daar staan hy vir hom, en al sy magte agter hom na uit die hemel uitgegooi. So met Jesus se hemelvaart word Satan finaal uit die hemel gegooi. Onthou julle, ons het gesê, hy het sy wapen kwyt. Dan begin die hemelse skare sing. Sê hulle, hy wat ons dag en nag voor God aangekla het, is uit die hemel uit. Gaan lees dit, Openbaring 12 vers 8 en verder. Satan is ontroon, nou dan val hy op die aarde in intensiewe eenheid, en al sy demone val so op hom, so jy sien so, val hulle. Val vir hulle self in intensiewe eenheid in, en maak hy sy oë oop, en sien hy 'n vrou, wat Christus in die wêreld gebring het. Wie is daai vrou? Uit wie uitkom Christus? Uit sy kerk uit, dis die kerk. Dan word die Satan, hy's 'n regte molesteerder, dan besluit hy sukkel eers met die kind, en dan molesteer hy die vrou, dan gaan hy agter haar aan. Dan gee die Here vir hierdie vrou arendsvlerke, om na die woestyn toe te vlieg, waar sy vir 42 maande versorg word. 42 maande is 3,5 jaar, is 1260 dae, of 3,5 dae wat jy heeltyd in Openbaring het, is die eindtyd. Dis die simbool van die eindtyd. Vertrou my maar, ons sal ergens as ons dit oordentlik doen, sal ek vir julle wys hoe die Jode dit bereken, maar dis altyd die tyd van die einde, sien ons in al die Joodse tekste. En wie was in die woestyn? Moses, Elia en Christus, waar hulle getoets is en gewen het. So nou gaan die kerk vir 42 maande vir die eindtyd, vanaf die hemelvaart tot by die wederkoms, is die kerk van Christus in die woestyn, bedoelende, net die Here kan hulle help. Want die Jode het geweet, daar's net twee soorte mense in die woestyn, eintlik. Demonies besete mense en heilige mense. Jy het of Moses en Elia of die demone. En dan het jy die res is nomades, maar jy bly nie in die woestyn nie. En dan net om te wys hoe dwaas die duiwel is, dan staan daar aan die einde van Openbaring 12, hy het toe 'n stroom water agter die vrou aangespoeg. Nou kyk, jy nou wil dom wees, né? Een ding wat jy nooit in 'n woestyn doen, jy probeer ouens met water verdrink. Jy gooi hulle met sand, maar jy gooi hulle nie met water in die woestyn nie. Dis nie 'n slim ding nie. So dis humor. Johannes wil die Satan bietjie koggel. Hy wil sê, ouens, sien hoe futiel is die Satan se pogings om die kerk van Christus. Christus sê nie eens, onthou julle, wat was Christus se belofte aan sy kerk in Matteus 16? Toe Petrus sê, U is die Christus, toe sê Jesus, nie eers die poorte van die hel sal hierdie belydenis stil maak nie. So Jesus hou sy kerk, sy ware kerk in stand, waaragtig hou hy sy kerk in stand. 2000 jaar teen alle odds in. Ou sê nou eendag vir my, daar's nie 'n toekoms vir die kerk nie. Ek sê, ek het nou eendag 'n studie gelees van die top 500 maatskappye in Amerika, hoeveel van hulle bestaan nog na 20 jaar. En die ou kerkie gaan nog aan na 2000 jaar. Christus hou sy kerk in stand. So, die Satan kry dan van hom twee handlangers, 'n dier en 'n dier, onthou julle. Twee diere, diere uit die see en 'n dier uit die aarde. Ek hoop julle het dit al gelees. Goed, nou, baie mense kyk my soos, nee, in my Bybel het, nee, goed. Nou kom hy dier, eerste dier boots Jesus na, hy's 'n copycat, want Satan is destruktief, kan niks maak nie. Daai oomblik toe in die hemel was, toe sien hy die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Toe sê die Satan, nee, ek wil ook so 3 eenheid hê, maar hy kan nie, want toe maak hy 'n trio. Dis die draak, nou kry hy vir hom 'n dier,
En hierdie dier sien maar Jesus het die naam, die woord op hom geskrywe. Toe skryf hy op hom godslasterlike name. Hy boots Jesus na. En hy sien Jesus is die geslagte lam. Nou sien ons daai dier het wonde wat ook genees het. So hy kopieer Jesus se wonde. En hy maak dat die hele wêreld die draak aanbid. Wat doen Jesus? Hy lei ons tot aanbidding van God. En dan is daar 'n tweede dier. Hy maak weer dat die wêreld die eerste dier aanbid, soos die Gees die kerk lei om Jesus te aanbid. Dit is ons hierdie tweede dier. En ons hoor hierdie tweede dier, hy lyk soos 'n lammetjie. Hy is so onskuldig, hy net sy koppie vryf, maar as hy sy stem oopmaak, hoe klink hy? Soos 'n draak. Dis Satan. Dis Satan. Gevaarlike vyand. Hy lyk soos 'n ou lammetjie, maar the roar of the lambs. Dis Satan. As jy naby hom kom, brul hy. So hy trek vir jou in, hy verlei jou. Satan is 'n kulkunstenaar. Hy kil jou met godsdiens, hy kil jou met sagte goedjies, hy draai die evangelie net so 10 grade af elke keer, net so 15 grade. Dis nie so erg nie. Die ou nou dag vir my gesê, jy's heeltemal te ernstig, Stefan, heeltemal te ernstig. Mens kan nie so ernstig wees nie. Ons moet balans hou in ons lewe, sê hy vir my. So jy draai hom net so af, jy koel hom net so af. En so die Satan is 'n bedrieglike vyand. Vriende, hy gaan nie na jou toe kom, soos wat jy dink hy gaan na jou toe kom nie. So daar waar ons hom soek, daar is hy gewoonlik nie. Hy stel vir ons strooipoppe op. Ek weet julle werk, vanoggend het ek so rukkie, ek is maar rustig en toe sit ek bietjie Man of La Mancha in kyk, van Piet O'Toole, van Don Quixote. Ek weet julle werk, so ekskuus, dis hoe dit is. En in elk geval, dis vir my so mooi, dan storm hy windmeulens, dan sê hy dis reuse. So die Satan hou daarvan dat die kerk hulle besig hou met beselagtighede, dat hy sy vernietigingswerk kan doen. Dat die sondes wat die Bybel sê die ernstigste is, ons nooit eintlik oor bekommerd is nie. Wat is die sonde, net terloops, net om die punt te maak, wat is die sonde wat die Bybel sê die meeste nie? Wat is sonde praat die Bybel die meeste oor in volume? As jy die Bybel van Genesis tot Openbaring lees, wat is sonde word die meeste aangespreek? Mondsondes. Waaroor praat die kerk in synode? Ek nog nooit 'n synode gehoor wat sê ons is diep bekommerd dat mense skinder en afbreek en afpraat en mense uitmekaar praat nie. Sondes wat God die meeste ontstel. Wat is die sonde wat die woede van die allerhoogste God die meeste opwek? Hoogmoed. Hoogmoed. God sê hy sal hoogmoediges van hulle trone afgooi, sê Maria in Lukas 1. Jakobus 4 sê onderwerp julle aan God, verneder julle voor God en hy sal julle oplig. So die sondes wat Satan se kos is, hoogmoed. Wat is die eerste sonde wat hy vir Adam en Eva gee? Want ons weet nou, vriende, ons weet mos nou die Nuwe Testament die draak. Al noem die Ou Testament hom so nie, dit was Satan, né? Dit het ons nou vir mekaar gesê, maar ek het net genoem oor fisies, weet ons in die Ou Testament net, maar as die Satan kom, wat is die oerversoeking? Jy kan soos God wees. Jy kan soos God wees. Hoogmoed, hubris. Moenie buig voor hom nie. Sit langs hom. Die sonde wat Satan die meeste mee werk. Wat is die sonde wat Jesus sê in godsdienst die meeste geïnfiltreer het? Matteus 6 vers 1 tot 18. Hy sê julle staan op die strate se hoeke en julle vas om wat te doen? Gooi as op julle koppe sodat mense kan sê, hoe is diep mense. Julle gee geld en almoes om wat te doen? Aandag op julleself te trek, nee. Julle bid en julle vas en julle gee geld sodat julle oor julleself gaan. Julle klaar julle loon weg, sê hy. So godsdiens is diep egotisties dikwels. Dis Satan. En daarom lyk dit vir my, en ek sê nie, weer 'n keer hoor my reg, ek wil sy memorabilia en sy ware en sy gedenkgoedjies in my huis hê nie. Maar ek glo waaragtig nie, hy bly daarom met dit daar nou kwansys iets sal wees wat een of ander ou nou 'n bietjie 'n koue koorsie gee of iets nie. Nou dag iemand vir my sê vir liewe heksie kry ook sulke aanvalletjies, dink ek, my deeg. Sjoe. Ja, want ek wil oud nou dag vertel, hy het in 'n restaurant ingestap en hy maak net daar 'n omdraai want daar staan 'n Boeddha beeld. Toe sê ek vir hom, wat het jy toe vir Jesus gesê? Nou moet ons twee hardloop. Dis ernstig. Here Jesus, ons is in groot moeilikheid, daar's 'n dooie hout Boeddha beeld. Ek weet nie hoe gaan u dit oorleef nie, maar ek hardloop nou maar. Dis wat jy vir die Here sê, vriende. Ons moet met mekaar hierdie goeders deel. Dis wat jy vir die lewende God sê. Hierdie dooie is te klip. Here, ek weet nie hoe gaan ek dit maak nie. Ek weet nou nie, want ek voel die goeders aan. Kom oor jou gevoel, drink pille.
Want ek het vir die ouens gesê, en ek wil weer die voorbeeld gebruik, wat ek laasweek genoem het, ek onthou, kere het ons altyd nog daar by die Al-Aqsa moskee, ek moet as die Here wil, maar saam bid volgende week, van donderdag aand af, Greta hulle gaan ons so 85 geestelike leiers, gaan ons so vir 'n week of wat in Israel loop, ook gaan lekker wees, en dan sê ek altyd vir jou, ons kon altyd vroeër ingegaan het daar by die Al-Aqsa moskee, want daar binne hom is die klip, en ons glo Abraham vir Isak daar geoffer. So ek gaan wys dit vir die ouens, maar dan sê mense vir my, is demone, en hulle voel dit. Sê ek, maar bly buite, dan voel jy beter. Maar ek vra toe eendag vir die persoon, terloops, jy sê jy voel dit nou so aan, en dis nou 'n getuienis dat jy aangaan. Ek sê, getuienis van wat? God is oral, ons claim dit terug, broer, kom net in. Ek sal jou, jy kan naby my loop, ek sal jou hand vashou. Ek sê maar, toe vra ek vir die een persoon, maar as die Saterdag maar daar by Loftus Versveld sit en al die klomp dronk man sien wat so vloek, jy dink nie dalk dis die duiwel nie. Dis maar net dronk ooms. Ek sê, sien jy een ou wat hier vloek en swets en skree? Ek sê nie hulle is reg nie, hulle dien 'n God wat nie bestaan nie. Maar sien jy een ou wat hier dronk is, sien jy die duiwel in lewende lywe, maar my kinders wil nie meer Loftus toe gaan nie, want hulle sê hulle kan dit nie uithou nie. Ek bedoel, ek het al daar gesit, ek was al 'n paar keer het ouens my amper gepluister, as hulle die Here se naam gebruik en ek praat met hulle, dan wil hulle my boks. So ek dink ons moet net bietjie goeters in perspektief sien. Die helfte is my niet vertel. Kom ons vat Efesiërs 6, want ek weet iemand sê, wanneer gaan hy nou daai geestelike wapenrusting ene vat? Nou hier kom hy, die golden oldie, kom ons vat hom, Efesiërs 6. Perspektief. Paulus, dis nie Paulus se bekendste beeld nie, maar dis die beeld wat die kerk omtrent die meeste gebruik. Nie verkeerd nie, ek gaan ook nou gebruik, so 'n wonderlike teks, ek het al 'n boek daaroor geskryf. Maar ek wil dit net in perspektief stel, die beeld wat Paulus die meeste vir die kerk gebruik is nie, dat ons in 'n geestelike oorlog is, en dat ons moet geestelike oorlogvoering doen nie. Die beeld wat Paulus die meeste vir die kerk gebruik is, ons moet hardloop vir die Here, en ons is 'n gebou vir die Here. Hy werk meer met identiteit as met gevegsbeelde. En terloops, kom ek spring gou na die Nuwe Testament, na Openbaring toe. Openbaring 6, as die Here die kerk se gevegsdrag aantrek, hoe lyk hulle? En in Openbaring 7, spierwit klere. En as die lam terugkom op die laaste dag, nadat hy die draak en die dier en Babylon van hoofstuk 17 en 18 uitgesorteer het, en Christus kom terug, dan trek sy weermag agter hom aan ons. Wat se klere het ons aan? Spierwit klere, lekker gevegsklere. Nou my spierwit klere, helder klere, lekker oorlogsklere. Vra vir enige militaris, dis die beste oorlogsklere wat jy kan dra. Nee, spierwit, gewas in die bloed van die lam. Openbaring 7. As daai mense om die wit klere staan, dan vra die ouderling vir Johannes, wie is hierdie mense om die wit klere? Sê ek weet nie meneer, u weet. Dan sê hy, dis hulle wat hulle self gewas het in die bloed van die lam. Die bloedrooi bloed van die lam maak mense spierwit. Die wasmasjien van die hemel hardloop op Jesus se bloed en was mense spierwit. Mooi, né? Mooiste beeld in die Nuwe Testament dink ek, dat die rooi bloed van Jesus ons wit was. Mooi. Goed. Maar so Paulus se grootste beeld is nie die wapenrusting beeld nie. Hy gebruik hom 2 keer, het julle geweet? Het ek nou gesê waar die ander een is? Nee. Goed, sê gou vir my, ou wat vir my sê waar is die ander een? Ek gee vir jou 'n boek. Vinnig. Regtig. Nou, weet iemand waar gebruik Paulus hom weer? Nee, ek gee vir jou phone 'n vriend. Ek wonder wie sal weet. Goed, kom ek lees dit saam met julle. Kom ons vat goue sterretjies nie. 1 amper sê ek nou 1 Petrus, 1 Tessalonisense 5. Blaai my foon is beset. Ons lees 1 Tessalonisense 5. Jy is welkom, Mike. 1 Tessalonisense 5 vers 8 en 9, maar eintlik daar vanaf vers 9 af. Gebruik Paulus ook die wapenrusting beeld. Ek lees vers 8, maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as 'n borsharnas dra en hoop op verlossing as 'n helm. God het ons nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus verlos te word. So hier het ons 'n kort wapenrusting teks en dan in Efesiërs 6, maar ons stryd is nie daar vers 10 tot 17, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En dan sê mense, daar het jy dit, maar kom ons kyk daarom die teks hier reg.
As men daarom 'n teks met eerbied lees. Paulus, vriende, hier is die sleutel. Hy sê die bose geeste is in die lig. Paulus ontken nie die bose magte nie. Hy het al in Efesiërs 2 gesê, vers 1 tot 4, vroeër het julle gelewe, net soos julle wil. Die vors van hierdie bose magte het julle laat doen net wat julle wil. En nou kom hy en hy vertel hoe Christene moet staan teen die bose. En hy deel wapens uit. En net daar kom, ekskuus tog, Efesiërs 6. En hierdie wapenrusting, geliefdes, het ons verlede keer vir mekaar gesê, en kom ons sê dit weer vir mekaar, nie een van hierdie wapens is op Satan gerig nie. Jy veg teen Satan deur nie met Satan besig te wees nie. Breaking news. Kom ons kyk, die helm van verlossing. Jy sit die helm van verlossing op. So, hoe veg jy teen Satan? Deur jou verlossing in Christus vas te maak met jou kop. So, toe Satan dan vir liter aankla, dan sê hy, ek is 'n geredde. Ek weet my verlosser leef. Daar gaan sy bluf. So, jou verlossing fokus jy op Christus, dis hoe jy op veg. Wat is die volgende wapen? Borsharnas van geregtigheid. Jy pas jou hart op deur wat te weet. God het al my, wat beteken geregtigheid by Paulus? God het my sondes vir altyd vooruit afbetaal in Jesus. Ek is vrygespreek, soos 'n regter op die regsbank gesit het en uitspraak gelewer het, het God uitspraak gelewer toe Jesus vir my kom pleit het. En God het gesê, ek aanvaar die betaling van my kind in jou plek. Die tronkdeure is oop, die doodstraf is af, jy's vry. So, ek veg, ek is besig om aktief geestelike oorlogvoering te doen deur elke dag te dink en te staan in my vryspraak in Christus. Beld van die waarheid. Christus is die waarheid. Julle onthou almal Johannes 14 vers 6. Nee, Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Waarheid se persoon vir die Nuwe Testament. Nie net iets wat jy praat nie, maar dis 'n verhouding. So as ek in die waarheid lewe, dan en ek praat die waarheid. Paulus het 'n baie hoë premie. Hy sê dis heidene wat leuns vertel. Gaan lees Efesiërs 4, gaan lees Kolossense 3. Waarheid is iets wat jy ook praat omdat jy die man van waarheid, Christus, volg. Jy is op sy hoofroete. So jy veg teen die Satan deur elke dag te kies om die waarheid te praat ten koste van jouself. My vrou sê vir my, een van die grootste probleme wat sy tans het met graad 9 tot 11 is hoe maklik jong mense lieg. Dit het tweede natuur geword, sê sy. Ek sê dis of laat ons ouer word en ons raak nou soos, waar gaan die jeug heen? Of dit lyk vir my ons het goedkoop met waarheid begin omgaan. Maar ek bedoel, waar leer hulle dit? Ja, 'n vriend van my was so rukkie terug vir my baie kwaad, want toe sy selfoon lui, toe vat sy seentjie om, sy sê, ek is nie nou by die huis nie, toe sê die seentjie, my pa sê hy is nie nou by die huis nie. Toe sê hy nou kwaad vir sy kind, toe sê ek, maar slaan die selfoon oor jou eie kop, jy leer hom om te jok. En as jy kwaad jou kind nie vir jou jok nie. So, waarheid, as jy die waarheid praat en lewe, veg jy teen die Satan. Skild van geloof, waarmee die vurige brandpyle van die bose uitblus. So om te glo, om elke dag op te staan en sê, as ek die laaste ou, soos ek altyd sê, in die laaste loopgraaf, in die laaste plek op die Oostrand, ek sal bely, Jesus is die Here. Al maak hulle my dood, al hang hulle my op, al verloor ek my werk, Christus is die Here. Die brandpyle, Satan kan niks doen nie. Skoene vir die bereidheid van die evangelie. Jy trek Jesus skoene aan. Paulus gebruik ook in Openbaring, in Romeine 11, gebruik hy ook die beeld, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle, nee, Romeine 10, is jammer, Romeine 10, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie nuus bring. So hoe jy stap Satan se terrein elke dag kleiner. Hoe? Deur vir mense van Jesus te vertel, dis geestelike oorlogvoering. So jy soek nie 'n duiwel, daar's een, ja, daar kom ek nie. Jy praat die duiwel deur Jesus te verkondig. As Jesus opdaag, is die duiwel weg. Hy deel nie die plek nie. Dis nie nou Jesus die verhoog en dan die duiwel nie. Christus, as hy kom, vat hy die huis. En dit proklameer jy en jy lewe dit. En al maak hulle jou dood en al slaan hulle jou stil,
En al gooi hulle jou in 'n tronk en al sterf jy saam met baie gelowiges, want Satan kan gelowiges doodmaak. Onthou jy ons het laasweek vir mekaar gesê. Hy kan gelowiges doodmaak. God gee hom ook die mag om dit te doen, Openbaring 11. Maar jou getuienis is ek is meer as 'n oorwinnaar. En dan het jy die swaard van die woord. So kom ons vanaand hier is geliefdes, kom ons lekker koue aand kerk toe kom, sodat die lewende God deur sy gees in ons sal werk deur die skrif, dat ons, soos die mooiste teks oor die Bybel vir my persoonlik is Lukas 24, daai Emmausgangers. As die lewende Here Jesus uit die dood uit opstaan, dan maak hy nie 'n toertriek en ja, weet, hulle glo nie. Jesus stap saam met hulle. Hy stap 6 ure, stap hy op die grootste dag in die wêreldgeskiedenis sedert die kruisiging en die wederkoms. Dis die grootste dag, Jesus se opstanding uit die dood. En hy stap saam met ons en hulle twyfel. Hulle sê, "Waar's die Here? Waar's die Here?" Ons stap die Here saam met hulle. Ironie van alle ironieë. En begin hy met hulle praat uit die skrif uit. Hy lê vir hulle die skrif uit. Is dit nie mooi nie? Jesus kon 'n weerligstraal geslaan het, as hulle oë oop. Nee, hy praat uit die skrif uit. En later, as Jesus dan verdwyn nadat hy by hulle geëet het, sê hulle vir mekaar, wat sê hulle? Het ons harte nie aan die brand geslaan toe hy die skrif uit met ons gepraat het nie. Wanneer die Gees die woord vat, is dit 'n vuur wat jy nie kan keer nie. En ek sê dit oor en oor vir dominees en pastore en ek sal dit skree tot ek dood is. As jy herlewing soek, preek die woord. As jy jou eie lewe wil verander, preek die woord. As jy groei in jou gemeente wil sien, preek die woord. Maar wees met God se woord besig, dan kan jy wegkruip. Ek het 'n vermoede ek kan vanaand agter die woord wegkruip. Want die woord is groter as ons almal. En ek kan nie skote vat as ek staan op die woord. Maar as ek my eie praatjies praat en lekker stigtelike oordeenkingetjies praat, dan moet ek maar die slaaf vat wat ek vat. Want 'n ou sê nou die dag vir my en ek is baie keer bevrees. Dit is so. Hy sê hy kon net sê wel 'n stigtelike oordeenkingetjie gehoor het. Die Bybel word net so nou en dan as so 'n versuursuikertjie baie keer in die preke ingewerk. Maar wanneer jy uit die skrif uit lewe en dit jou verrig, hardloop die Satan, want hy kan net die Bybel op one-liners quote. Kom ek sê dit reg, hy kan net een lyn woorde aanhaal. Hy ken ook die skrif, onthou julle? Matteus 4, maar hy kan nie die skrif reg gebruik nie. Want hy's destruktief. So hy wil jou met die Bybel bluff. Hy is so lief. Hy doen wat baie Christene doen. Vat net seker een versies. Hulle werk op hierdie minimalistiese dieet. Ek het skrif gekry, bedoel hulle een versie. Nou die dag toe ou vir my sê ek het skrif gekry, sê ek, "Sjoe, jy loop dan soos die Engelse sê op thin slicing. Hier is die skrif, broer, neem, eet en lees." Het ergens na een boek vir my nou die dag, hy dingetjie beskryf, dit was my so mooi, ek sit in 'n gesprek, en een ou sê, jy weet, ek word mos nie meer by my kerk geestelike kos gegee nie, en daar sit almal, nee, waar gaan dinge heen? En een vrou vat haar Bybel, sê, hier, neem, eet, lees en groei. En toe is almal stil, en ek sê, ja. Ek sê enigste en sê, amen. Toe ek 'n jong ouetjie was en gevegte teen die duiwel gehad het en hom uitgedryf het, ek weet ek was daar, eksorsismes probeer het en duiwels gehoor en gesien het en nie gegroei het nie. Het die Here God een aand vir my duidelik gewys, Stefan, jy moet net een ding doen. Die res van jou lewe, gaan leer my woord en ek sal jou vrymaak en jy sal 'n vryheid ken wat jy nooit geweet het nie. Jy sal die hemele oop sien en jy sal Jesus se stem hoor en jy sal die heerlikheid van die Here belewe. Want dis my woord, my gees is getrou, my gees is swaard, my gees sal, jy moet dit net sê, jy kan saam met Paulus sê, ek het nie met oortuiging gepraat nie, ek het met menslike swakheid gepraat, ek het nie met oorredingsvermoë gepraat nie, maar my gees sal in die swakheid van jou, sal hy die krag van God openbaar, en ek sal die eer vat, want jy moet nooit my eer steel nie, nooit my eer steel nie. So vriende, die woord werk van self. Hy werk van self. As jy die woord vir mense lees en jy verstaan hom reg, dan sê die duiwel, daar gaat hy nou bietjie. Daar gaat hy nou bietjie. So, jy veg dus teen die Satan deur jou met God besig te hou. Nou wil ek begin saamvat, want ons moet vraatyd hê. So, as jy die duiwel dus raakloop in 'n plek, roep sy bluf, vertel vir Jesus, as jy met demoniese magte te doen het, roep hulle bluf, verkondig Christus, doen dit teen die stroom en maak nie saak wie wat sê nie, verkondig Christus, proklameer sy oorwinning, kruip agter die kruis weg en bid. En as jy sonde sien
wat op jou afkom, doen wat Paulus vir Timoteus sê, 1 Timoteus 6, jy man van God, vers 11, vlug van hierdie dinge af. Vriende, as daar iets is waarmee jy nie saamstem nie, iets is wat jy dink nonsens is, dis ek. As jy iets gehoor het wat jou opgebou het, dis die Here, aan hom al die eer. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir u woord. Dankie vir u woord. Dankie dat die woord die lig is vir ons pad en die lamp vir ons voet. Vergewe hierdie ou voor wat struikel en ons as ons nie altyd horend doen nie. Maak ons daders van die woord. Here God, ons het 'n gevaarlike vyand, 'n leeu wat brul. Maak ons vry, Here, om u te volg in die naam van Jesus. Amen.